Hallo julle, Jaapie hier. Ja, 'n nuwe metode wat ek nou hier gebruik om hierdie video te maak. Ek hoop dit werk uit. Die klank is goed genoeg. Ons sal maar sien, hè. Ja, ek wil 'n droom van my ma met julle deel, wat sy van my gedroom het. En 'n paar mense het al drome van my gehad en nie een van hulle regtig was positief vir my nie. Maar dit het goeie betekenisse gehad in elk geval. Nou, hierdie droom is maar ook so bittersweet, kan jy amper sê. Nee, maar dis 'n kort droom. Ek gaan net vinnig vir julle sê waaroor dit gaan. Want daarin is ook iets vir julle. So wat sy gedroom het is, hulle ry in 'n kar en ek ry agter hulle in my eie kar. Hulle doen 'n skerp draai. Toe dink sy by haarself dat sy hoop ek sien die draai raak, maar toe het sy skielik gevoel dat ek is oorlede. En toe droom sy daar is baie mooi nuwe klere en ek het vir hulle gesê dat hulle moet dit saai. Dat ek het vir hulle gesê hulle moet die klere saai. Nou natuurlik wat die mooi nuwe klere verwys na die nuwe openbarings wat ek deel op hierdie kanaal van my 2 kanale. En dat die volk, die mense moet hierdie inligting wat ek vir julle gee, saai. Julle moet dit deel met die ander mense in ons volk, van hierdie inligting is baie belangrik vir die volk. Dis nou nie te sê julle moet al die video's deel nie, maar ek sou gesê die belangrikste video's, soos byvoorbeeld my laaste video wat ek gedoen het in verband met die vloeke oor ons volk, en hoekom ons volk nou vir honderde jare swaar kry, meer as die ander wit nasies. En Yahweh het aan my openbaar hoekom dit so is, en ek dink dit is baie belangrik dat ons hele volk dit eintlik moet weet. Eintlik moet weet, waar kom die aanvalle vandaan, hoekom is hulle oop vir die aanvalle, en hoe kan hulle dit stop? Dit is waaroor my laaste video gaan. So julle moet dit eintlik deel met almal, want almal moet dit weet. Dit is nou tyd dat ons volk dit weet. Dit is hoekom Yahweh gedink het dat dit nou tyd is om dit te openbaar aan ons volk. Ons volk het al vir baie lank swaar gekry, en dan kyk ons na ons wit broers en susters daar oor kan die see, en hulle lyk so positief, en dit gaan so lekker daar, en hulle is so geseënd, en dit gaan net goed, en nou, hoekom is dit so? Hoekom word hulle nie ook gestraf soos ons nie? Nou ja, ek sê in die vorige video vir julle hoekom dit so is. En ja, hulle sit nie met dieselfde opposisies as ons hier in Suid-Afrika nie. Maar daar is vloeke wat na hulle kant toe kom ook, en dit gaan binnekort begin vervul. My volgende video gaan ek maak in verband met die vloeke wat kom oor al die wit mense wêreldwyd. My vorige video was net oor Suid-Afrikaanse wit mense, die vloeke, maar hierdie volgende gaan wees die vloeke wat kom na almal. En ja, as ons nie hierdie probleme gehad het wat ek nou in die vorige video genoem het nie, dan sou ons maar in dieselfde bootjie gesit het as die res van die wit nasies, dan sou ons nog goed aangegaan het, maar dinge moes maar ook gebeur het soos dit doen. Alles werk ten goeie mee vir hulle wat Yahweh lief het, vir hulle wat na sy voorname geroep is. Ek dink dis wat dit sê in Afrikaans. Wat nou sê, ja. Alles werk ten goeie mee in elk geval, en Yahweh het alles vooruit beplan. Hy sal seker maak, alles gebeur soos dit moet. Deels gebeur hierdie dinge ook om ons volk sterk te maak, en baie deursettingsvermoë te gee, want dit is toch die plek waar die ander wit nasies by mekaar moet kom, die uitverkorenes, soos wat Nicholas van Rensburg gesien het, waar hulle bly in tente op die kuslyne. Ja, daardie inligting is, denk ek, ook belangrik om te deel met almal. Dat, ja, die wit nasies wat by mekaar kom, is Israel. En dit is die tweede Exodus, die mense moet dit weet. En dat Yahweh met die tweede Exodus weer Israel uitverkorenes by mekaar maak in Suid-Afrika. Dit is wat Nicholas van Rensburg gesien het. Dit is wat nou moet vervul. Ek het 'n video oor watter ras is
Israel. Die Bybel sê vir ons duidelik, en ek wys uit die Bybel wie dit is, en dit is die wit nasie. So, wat ek ook deel in my video's van die begin af was, dat ons terugvat tot op die ewenaar. Ek dink dit is ook belangrik vir die mense om te weet, sodat hulle in die toekoms sal weet, hoekom moet hulle terugvat tot by die ewenaar? Hoekom moet hulle grond vat tot by die ewenaar? Daar is 'n baie belangrike rede daarvoor, mense. Dis nie sommer maar net want hulle is nou lus om meer area te besit nie, om meer grond te besit nie, of hulle is nou maar net lus om te gaan baklei met al hierdie ander groepe, bo Suid-Afrika. Die rede is, Kanaan is by die ewenaar volgens die Bybel, langs die Nylrivier, soos die Bybel vir ons sê. In 2 Konings 20 en 2 Kronieke 32. Jerusalem lê reg langs die Nylrivier volgens daardie hoofstukke. En daar is ander verse soos in Psalms wat wys dis op die ewenaar, die berg, Sion. Nietemin, alles in ons tyd waar ons nou is leuns. Ek sou sê, dit is ook belangrik om te weet waar is ons op die tydlyn, as hulle daardie video's met mense wil deel, veral die video waar ek die Bybelproofs gee, al die Bybelbewyse gee van waar ons is op die tydlyn. Ek dink daardie video is die belangrikste in verband met die tydlyn. Die ander video's oor die tydlyne is nie so belangrik nie. Dis maar net ekstra inligting, die waar ek 'n uur lank Bybelverse gee, ek dink dis die belangrikste. En dit moet tog die fondasie wees in elk geval. Mense moet daardie fondasie eers hê, voordat hulle kan besluit of hulle dit gaan glo of nie. As jy nie uit die Bybel iets kan wys nie, dan kan jy net sowel stil bly. En nie verwag dat enigiemand moet verander nie. Dis hoekom ek sê, lê eers die fondasie, gee daardie spesifieke video in verband met die tydlyn en die Bybelverse wat dit bewys. Vir die mense, sodat dit die rede kan wees hoekom hulle verander in hulle sienings. Ja, soos ek in my latere video's ook begin deel het met julle is oor die kerke en die pastore en dominees en so aan wat vir die mense lieg en hulle om die bos lei en hulle weglei van Jahwe se wil af en van sy wette af. En hoe belangrik dit is dat hulle moet wegbeweeg van hierdie gemeentes af, uit hulle uitkom, sodat Jahwe se gees die mense kan leer en hulle kan gereed maak vir wat kom. As jy in die kerk sit, gaan jy baie moeiliker tyd hê wanneer die popo die fan stryk, soos hulle sou sê. As jy jouself begin geestelik voorberei nou, gaan dit moontlik makliker gaan vir jou. En gaan jy makliker jou se stem kan hoor, want die gees gaan tyd gehad het om met jou te kommunikeer, en jy sou tyd gehad het om te kan leer, om te luister vir jou as 'n gees. Ja, dit is hoekom. Nog 'n rede is, soos ek in die vorige video vir julle gewys het, die tweeledige aanval wat Lucifer geloods het op ons volk, van toentertyd af. Hy het eers die kerke daar geplaas om die mense wetteloos te maak, laat hierdie predikers vir die mense leer, dat hulle moet wegbly van Jahwe se gebooie af. En dan tweedens het hy die voodoo en die okkulte gebruik, om vloeke te plaas op hierdie volk wat nou nakend staan geestelik. Dat al hierdie pyle wat afgevuur word van hierdie ander nasies wat voodoo op ons gebruik, en die okkultiese toordery, dat dit almal ons kan tref. En dit is nou al die geval vir honderde jare, mense, en ons sit vas in hierdie vloeke wat nog oor ons volk is, en die mense besef het nie, hulle is in 'n waan, hulle is deurmekaar, hulle weet nie wat gaan om hulle aan nie. Julle moet hierdie vloeke afsny, mense, julle moet hierdie goed afsny, en julle moet begin die gebooie gehoorsaam, want dis al hoe jy kan sterk staan teen enige aanval of enige vloek. Vloeke kan nie op jou kom sit, of vasklou aan jou, as jy die gebooie onderhou nie. Dis hoekom, jy moet die kerke verlaat wat vir jou sê, jy moet wetteloos leef. Jy kan nie in daardie kerkebanke sit, en dink jy gaan ontslae raak van die vloeke op jou nie. Dis nie moontlik nie. Geen kompromieë nie, mense, geen kompromieë nie. Kry leraars vir julle wat die waarheid preek. Leraars wat die gebooie verkondig.
Die Bybel sê duidelik, if they do not speak according to this word, to the law and the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Dis wat die Bybel vir ons sê. As hierdie predikers die wet afskiet die hele tyd, die gebooie afskiet die hele tyd, en godslasterlik praat deur te sê, die gebooie is aan die kruis vasgenaal, hardloop so vinnig as wat julle kan uit daardie kerke uit. Hulle is besig om julle na die hel toe te lei. Vloeke en al, wat nog vasklou op julle. Vloeke en al hel toe lei. So, julle moet hierdie goeders doen, mense, as julle wil hê dinge moet verander. Ja, net 'n dwaas doen dieselfde dinge en dink dinge gaan verander. Jy kan nie ander dieselfde ding doen en dink daar gaan 'n verandering kom nie. Jy moet letterlik gaan en goeders verander in jou eie lewe om 'n verandering te sien. En ja, ek hoop soveel as moontlik van ons volk word wakker, besef wat gaan aan om hulle. Besef dat hulle moet terugdraai na Jahwe se gebooie toe. En dan hierdie vloeke afsny, want dan sal hulle gebede skielik krag dra, soos die Bybel sê, die gebed van die regverdige dra groot krag. Die definisie vir regverdig is 'n persoon wat die gebooie gehoorsaam. So dit is wat moet gebeur. Ja, so wat ek gesê het van die droom, ek het nou 'n bietjie in 'n ander rigting aanbeweeg, is wetend dat my tyd al kort is, ek weet nie. Ek is maar in Jahwe se hande. En dat die mense moet hierdie nuwe inligting wat Jahwe se Gees aan my openbaar het, deel met die ander mense in ons volk, want dit is belangrike inligting wat hulle nou moet weet vir wat kom, sodat hulle gereed kan wees wanneer dit kom, sodat hulle klaar reg is, as dit gebeur, hulle kan sê, ja, ons het geweet, dit gaan gebeur, ons het voorberei, dit kan nou maar kom, dit kan nou maar gebeur, dit en dat, ons weet waar ons is op die tydlyn, ons weet hoekom ons moet terugvat op by die ewenaar, ons weet wie kom na ons land toe, die wit Christene oor die wêreld, hulle is Israeliete mense, dis die tweede Exodus, die Bybel praat van hierdie goed. Dis die grootste gebeurtenis in die Bybel, want dit is die gebeurtenis wat die meeste van gepraat word in die profete, die tweede Exodus. En die Bybel sê vir ons baie duidelik waar op die tydlyn gebeur die tweede Exodus. Dit gebeur in die kortseisoen van misleiding. Dit gebeur na die 1000 jaar vrederyk, volgens die Bybel, volgens Esegiel 38, volgens Openbaring 20. So ons is baie verder op die tydlyn as wat die meeste van julle dink. En ja, ek dink dit is dit wat ek genoem het. Soos ek sê, volgende video gaan wees die volk, vloeke op die wêreld, nie net ons volkie, maar op die wêreld se wit mense. En dan gaan ek 'n video doen oor die feesdae, watter dag is moontlik die volgende fees, soos wat ons moet vier in die einde van hierdie jaar, rondom einde September, Oktober, November, daardie tyd, die feeste wat vir ons voorlê. En wat ek wel van die feeste kan sê, ek wag maar vir die bevestiging van die equinox natuurlik, want ek volg die Zadok kalender, soos wat Jubilees vir ons sê. En ja, die son moet ons gebruik om die feeste te bepaal, nie die maan nie, want die maan is iets soos 10 dae kort per jaar, so jy kan nie die maan gebruik om goed te bepaal nie. Maar ek gaan 'n paar verse ook vir julle wys, in elk geval met die feesvideo, en om dit ook te bevestig, dat mense nie die maan moet gebruik nie. Ek het al reeds 'n video oor dit, maar ek sal net 'n paar nuwe dinge vir julle wys en noem. Hierdie kalender wat ek volg, of die metode, is 'n baie maklike metode, en dit is die metode wat hulle ook van gesien het in die Dooie See boekrolle wat hulle daar gevind het, die scrolls van die Essenes, wat die Zadok kalender gebruik het om die feesdae te bepaal. Hulle het dit die regte manier gebruik, want dan val die feesdae nie op 'n weeklikse Sabbat nie, wat ek glo is baie belangrik.
En volgens die Zadok kalender is elke jaar die feesdag op dieselfde dag van die week. So dit is nooit wat dit kan val op 'n Sabbat, weeklikse Sabbat nie. Ja, maar ons sal meer praat volgende keer oor hierdie ander goeters. Groete julle.